Goeiedag en baie welkom by sessie 23 van module 3. Ons het nou baie lank gekyk na roeping en ook hoe ons roeping uitleef in ons werkplekke, daar waar ons van dag tot dag leef. As ons nie meer werk nie, is dit net gewoon in die omgewing waar jy die meeste van jou tyd deurbring, dat jy geroep word om juist daar 'n verteenwoordiger van God te wees, wat die waardes van die evangelie uitleef, wat leer om te doen wat jy die Vader sien doen en te sê wat jy die Vader hoor sê. Nou ek glo absoluut, iemand wat begin leef uit so 'n verhouding met God, 'n lewende verhouding, en werklik omgee vir mense rondom hulle, iemand in wie die gesindheid van Christus al hoe meer na vore kom, sy lewe gaan baie ander mense aanraak, en dit gaan lei tot baie gesprekke. Dit gaan lei tot vrae wat mense vir jou vra, maar byvoorbeeld, hoe kry jy dit reg? Ek het baie getuienisse gehoor van mense wat die disipelskap program gevolg het, wat net vertel hoe vriende na aan hulle familie, selfs 'n man of 'n vrou, of susters of broers, gesê het, kom vertel net vir my, wat het met jou gebeur? Wat is in jou lewe aan die gang? En hulle vra hierdie vrae omdat hulle sien, daar kom verandering, daar kom vernuwing, iets positiefs. Sulke gesprekke kan ook daartoe lei dat iemand vir jou sê, maar weet jy waarvan jy nou praat, dit ervaar ek nie. Hoe kry 'n mens dit? Of selfs mense wat glad nog nooit kinders van God was nie, sê ek moet erken, ek is nie regtig 'n kind van God nie. Hoe kan ek dan ook 'n kind van God word? So in hierdie sessie wil ons net 'n paar kort beginsels deel oor hoe jy iemand kan help om 'n oorgawe aan God te maak, om daai sekerheid te kry dat hulle ook kinders van God is. Nou ek glo nie dis nodig dat jy daarvoor 'n hele kursus moet doen, soos EE3 of ander soortgelyke kursusse nie. Nie dat dit sou verkeerd wees nie, maar ek glo daardie tipe kursusse word spesifiek aangebied vir mense met die gawe van evangelisasie. Dis nie getuienis nie, dis evangelisasie. Maar dit gee vir jou al die kennis wat jy nodig het om met iemand te deel, maar dit is redelik uitgebreid. Ek dink nie dis nodig om so uitgebreid daaroor te gesels nie. En ek glo ook baie keer is in daai metodieke kernelemente eintlik uitgelaat, of nie genoeg beklemtoon nie. Nou, 'n baie goeie voorbeeld van hoe mense hierdie vraag antwoord, kry ons in Handelinge, by eintlik Petrus se eerste preek, waar mense deur die Heilige Gees oortuig word en wil begin wonder, maar hoe kan ons kinders van God word? En dan vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word? En dan antwoord Petrus dood eenvoudig, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Dis die kort antwoord, glo in die Here Jesus Christus. Maar dan staan daar ook dat hy verder aan hulle verduidelik het, want ek glo, mense het bietjie meer verduideliking nodig. Wat beteken dit dan om te glo in die Here Jesus Christus? En dis daar waar ons dan vir mense kan vertel, die doel waarvoor God ons geskep het, is om hom te verteenwoordig. Ek dink hierdie goed wat ek nou gaan deel, ken jy al lankal, want ons het al so baie daaroor gepraat. Ons skepingsdoel is om te leef as God se verteenwoordigers. En dan vir mense daarop te wys, dat die versoeking wat in die mens toe gekom het eintlik daaroor gegaan, dat die mens gekies het om te leef vir hulle self, nie vir God nie. Om hulle eie name groot te maak, hulle eie koninkryke te bou, en hulle eie wil te doen. Nou my ervaring is, deur die bank, as jy daai goed aan iemand verduidelik, wat nog nooit so daaroor gedink het nie, hulle snap dit dadelik, hulle weet, ek is daarmee besig. En dan vir hulle te sê, sonde, wat sonde eintlik is om jou doel te mis. So jou doel was waarvoor jy geskep is, jou doel was en is, om God se naam groot te maak, in God se koninkryk te dien en sy wil te doen. So as jy dit nie doen nie, dan sondig jy, dan leef jy in rebellie teen God. En om nou tot bekering te kom, wat Paulus is, 'n ander ding wat Paulus sê, bekeer julle, draai om. Wat beteken dit om jou te bekeer en om te draai? Dit beteken dat jy die rigting waarin jy geluk soek, verander. Jy verander dit radikaal, jy maak 'n 180 grade draai. En om dan vir iemand te sê, kyk,
Iemand wat so leef, waar dit gaan oor my naam, my koninkryk en my wil, soek hulle geluk vir hulle self deur hulle eie pogings. Dit wat hulle van hulle self kan maak, dit wat hulle kan bymekaar maak, dit wat hulle planne vir hulle kan oplewer. So, om tot bekering te kom is nou om te draai en te sê, maar ek wil nie langer vir myself leef nie. Ek wil my oorgee aan God. Ek wil terugkom onder sy heerskappy, om saam met hom te heers oor die skepping, medeheerser te word van die skepping, deur nou te leef op 'n manier wat sy naam groot maak. Dit gaan nie meer oor myself nie. En te leef op 'n manier waar hy my inskakel by sy planne. En jy kan mense geruststel en sê, dit beteken nie noodwendig jy moet nou jou werk los en bedank en iets anders of 'n sendeling word of 'n predikant word nie. Dit beteken net dat jy verstaan, daar waar jy werk, dit waarmee jy besig is, gaan nie oor jouself nie. Jy is daar as God se verteenwoordiger, om daar in sy koninkryk in van diens te wees, want hy betrek jou by dit wat hy daar doen. God werk in die wêreld, hy werk nie net in kerke nie, hy werk oral, en om raak te sien, waarmee is God besig daar in jou werksomgewing, en om dan tot sy beskikking te wees, om hom daar te verteenwoordig, en dat jy oop sal wees vir God se wil, dit wat hy vir jou wil, daar waar jy is, en bietjie jou eie planne van wat jy wil bereik op die agtergrond sit, en sê, okay Here, wys vir my die pad. Dis die kern van waaroor dit gaan. En dit is hierdie kern wat ons vir jare lank in die oordra of die verduideliking van wat jy moet doen om gered te word, baie keer uitgelos het. Baie keer was dit net beklemtoon, vra vergifnis vir jou sonde, neem vir Jesus aan as jou verlosser, en dan gaan jy hemel toe. Jy sien, nou weet mense niks van wat dit beteken om onder sy heerskappy te leef. Hulle verstaan nie dat hulle eintlik die hele rigting en doel waaraan hulle soek vir geluk en vervulling in die lewe moet verander en omdraai en 'n omkeer na God toe nie. So dan leef hulle nie 'n lewe van onder God se heerskappy nie. Hulle sê net, okay, ek het nou hierdie gebedjie gebid, nou gaan ek hemel toe. Dit is so 'n vervlakking van wat God vir ons bedoel het. Daar's soveel meer wat God vir ons in gedagte het. En daarom is dit so belangrik om dit te verduidelik. Dit is waaroor dit gaan. En dan vir die persoon te vra, dink jy dit is wat jy nou wil doen? Sou jy hierdie oorgawe wil maak? Want die persoon moet self die besluit neem. Nou my ervaring is dat meeste mense wat daai vraag vra, wat moet ek doen om gered te word, is gewoonlik al klaar deur die Heilige Gees oortuig daarvan, dat dit is die stap wat hulle moet neem. Meeste van hulle hoef jy nie te soebat of te probeer ompraat nie. Hulle is gereed en sal sê, ja, ek weet, dis wat ek nou wil doen. As die persoon wel sê, nee, kyk, daarvoor sien ek nie kans nie. Moenie soebat nie, moenie smeek nie. Dit beteken die Gees van God het nog nie daai persoon oortuig dat dit nodig is nie. En jy kan hom of haar nie oortuig nie. Jy kan dan maar net sê, nou goed, jy kan doodgewoon voortgaan met jou lewe soos jy wil, maar jy weet nou waaroor dit gaan. As jy wel dan op die punt kom waar jy besef, jy wil hierdie keuse maak of hierdie besluit neem, doen dit dan. Jy weet wat om te doen. As die persoon ja sê, dan kan jy vir die persoon vra, maar kom ons bid saam. En sê dit nou vir die Here. Sê vir hom dat jy jammer is, dat jy jou hele lewe oor jouself laat gaan het, oor jou naam, jou koninkryk en jou wil. En sê vir hom, vra vir hom vergifnis daarvoor. Sê vir hom, jy's jammer daaroor. En hy beloof dat as ons vergifnis vra vir ons sonde, dit wat ons gedoen het, dan sal hy dit vergewe. Hy dink nooit eers weer daaraan nie. En sê dan ook vir hom, jy gee jou lewe oor aan hom, aan sy heerskappy, dat jy nou onder sy leiding kan leef, dat dit jou hartsbegeerte is nou om sy naam groot te maak, om beskikbaar te wees vir hom in sy koninkryk en om sy wil te doen. En dan kan jy die persoon laat vry bid. Nou, het is belangrik dat jy nie vir die persoon voorsê wat om te bid nie. Want uit wat die persoon bid, sal jy dan kan agterkom of hy of sy verstaan het wat jy vir hulle verduidelik het. As jy agterkom, hulle bid eintlik heeltemal verkeerd of bid oor iets anders as wat jy verduidelik het, dan kan jy weer verduidelik. Jy sal ook agterkom dat baie mense dikwels bid, Here, help my om dit te doen.
dan kan jy maar die persoon stop en sê, nee, wag, moenie vra die Here jou moet help nie, hy wil jou help. Sê vir hom, ek doen dit. Ek vra vergifnis, ek gee my lewe oor aan U. En dan as die persoon dit gebid het en jy kom agter, dit kom uit die hart, dit is 'n opregte oorgawe, dit is so maklik om dit te hoor. Ek meen, mens weet net, hierdie persoon weet, die Gees van God werk in hom of haar. Dan kan jy ook 'n gebed doen en vir Here dankie sê daarvoor. En dan is dit belangrik om die persoon te help vir die pad vorentoe, te help om nou te verstaan. Die oorgawe wat nou gemaak is, was ook om 'n leerling of 'n disipel van Jesus te word. Van nou af, om sy wil te leer ken, moet jy sy disipel wees, jy moet hom volg, jy moet leer luister na hom. En dan 'n opvolgafspraak te maak, waarin jy vir die persoon sê, volgende keer as ons weer by mekaar kom, gaan ek jou verduidelik, hoe luister 'n mens nou na God? Hoe volg mens hom? Hoe word jy sy disipel? Sodat jy hierdie pad kan loop op die regte manier, deur regtig jou aandag op hom te rig en te leer wat dit is om na hom te luister. En daar's baie maniere, daar's baie hulpmiddels en ek wil vir jou vertel daarvan as ons weer by mekaar kom. So dis in kort hoe jy iemand kan help om 'n oorgawe te maak, om hulle lewens aan God oor te gee vir die wat dit nog nie gedoen het nie of nie weet hoe om dit te doen nie. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.